Seun van God het nog geleer. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag. Goeiedag, hartlik welkom weer saam met my, Andries Besuitnout, by ons program Jesus doen dit weer. Waar ons vandag weer aangaan met ons suster Hanlie, sy getuienis, wat die Here besig is met haar, 'n pad wat die Here besig met haar te stap. So ek wil vir u vra, kom ons bly bidend vir mekaar, en dat ons uit hierdie getuienis uit net leer, dat ons die Here altyd sal vertrou. Hanlie, dankie weer eens, dit is so lekker om te hoor wat God verander doen. Gedoen het, nou besig en nog gaan doen. Weet jy, die Here, ons het basies geëindig redelik, dat die Here praat vreeslik met jou oor drome. Ja. En hy openbaar dit vir jou. Nou, baie mense droom en dan vergeet hulle daai droom. En ek het myself aangeleer of geleer om vir mense te sê, as jy wakker word, skryf hom dadelik neer. Ja. Ja, ek het dit is wat ek gedoen het, begin doen het. Ek het dadelik my droom. Nou dink jy, raak jy net nog 4 wakker uit te droom. Nou moet jy begin skryf. Jy weet, net moet jy begin opstaan. Jy is eintlik wakker van die droom af dwarsteer en nou, hierdie droom kan jou nie los nie. Ek bedoel, daar's drome wat ek terug gedroom het 7 jaar, 8 jaar terug, ek praat van die kleinste detail kan onthou. Dit is ingebrand, wil ek amper as ek het so kan stel. En ja, dit is, ek het alles begin neerskryf, en dit het ure gevat, om hierdie goed, en met die Heilige Gees te sit, en vir Here te vra, en om die openbaring van die drome soms te kry, dat is van die goed wat ek nog nie, en dat is van die goed wat ek baie later eers, die Here vir my begin reveal het, van my drome. Maar so het ek later ook geleer, as ek nie, het ek begin rekord. Ek vat my foon, dan sit ek die rekordkopie, en dan begin ek rekord, dat is 'n bietjie vinniger, dan nou 'n kans kry, het ek gaan skryf. Maar die droom, jy moet dit dadelik vaspen, want daar is detail wat jy kan vergeet. En selfs jou emosie, weet wat die emosies jy beleef, terwyl jy die droom. Maar so het Jesus, die meeste van, my drome was gewees, dat die Here my begin leer wie hy is, en wie ek in hom is, en hoe hy my sien. En dit het vrymaking gebring, dit het my hart begin heel maak. En dit was lekker om te weet, iemand is vir my. Dit is lekker om te weet, as jy 'n moeilike pad stap, en om te weet, dat God beklei vir jou, dat jy is nie alleen nie, maar God is ook vir jou vyand, as ek het so kan stel. Die een wat jou oppositie is, so ons gees is nooit teen 'n mens nie, dit is in die gees, en daar is 'n werklike vyand, wat enigiets sal doen, maar ons God is groter, en ons geniet sy beskerming, geweldig. Ek dink as die Here moes toelaat, dat hy kon doen wat hy wou, was ons almal lankal dood. So, hy sal nie 2 keer dink nie, hy haat enigiets wat God is. Maar so gepraat, staan ek eendag by 'n wasbak, ons het gaan deur 'n moeilike tyd gegaan, ons stap nog die pad met ons kinders, en staan ek by die wasbak, en ek sê, Here, Vader, ek verstaan nie. Ek bedoel, jy het die Jesus is die perfecte seun. Ek verstaan nie, ek wil, hoe weet, wat van my hart, kan jy nie, Vader, kan jy nie sien, my hart is stikkend en gebroken, ek kan nie sien, dat dit pyn hou te lank aan, ek weet nie of ek nog kan uithou nie, ek bedoel, en God is so amazing, nee, hy is die beste ever vir wat ons kan nie, en hy is so amazing, en hy sê vir my kind, ek weet jou pyn, ek ken jou pyn, hy het ook 'n seun gehad wat gerebel het, en wat God my kom leer het, is dat, weet, ons word groot, is baie keer groot probleemouers, probleemkinders, en die God Here vat my pad, hy sê, jy het tipe van 'n probleemouers gehad, en jy het nie allemaal probleemkinders uitgedraai nie, weet, nee, so dit is keuses wat ons maak, en
En die Here wys my keuses wat ek goed gemaak het en keuses wat ek sleg gemaak het. En hy vat daai las van my af, en is vreemd, hy bring 'n woord ook vir my deur iemand wat my glad nie ken nie, vir my en Stefanie. Want ek en Stefanie het lank geglo. Ons weet, die fout lê by ons. Ons moet die fout wees. Ek weet, ek kan nie 'n dubbeldosis in dit kry nie. En dit is nie ons, weet, die wêreld se probleem, ouers probleem, kinders, so. In elk geval, en die Here, dit was my altyd, dit is my so amazing hoe die Here altyd sal ons wil herstel. En hy bring, maar vreemd, die Heilige Gees het weer eens in my hart, dit begin werk voor die tyd. En die Here kom bevestig met my, die persoon, wat die profetiese woord vir ons bring, 'n woord van kennis, goed wat sy ken ons van geen kant nie. En wat sy vir ons, toe ons sê, dat die Here wys haar toe dat ek glo, dat ons die probleem is. En Stefan glo, hy is die probleem. Stefan, die Here sê vir jy, deur haar vir ons, dat, ek hoor hoe Jesus praat, sê, jy is 'n goeie moeder, en hy gaan aan en wat ek alles al gedoen het, en hy sê vir Stefan, en presies so Stefan, die battle in Stefan se hart, oor, weet, moes hy nie meer strenger gewees het, moes hy nie dit, en hier is kom en hy sê vir hom, en ek het daar iets geleer, ook, terselfde tyd, die Here sê vir hom, ek het jou 'n sagte hart gegee. Wow. Ek het jou nie so gemaak nie. Nee. So, en die Here bevestig met hom, dis nie hy ook nie, en dit het op mate van 'n groot herstel in ons twee gebring, want daai condemnation dat jy slegte ouer was, jy begin dit later glo, so ek is, daar die Here dit in ons kom herstel, en so die Here, die profetiese woord aan ons kom bevestig, so eendag, onder andere, het Stefan, hy wou skuif ook van een werk na volgende werk, en hy sê, Here, is jy seker, moet ek die skuif maak, moet ek nie die skuif maak nie, en ons vast toe daaroor, en ons gaan toe na die saal, die woensdag, en ek sê, Here, gee vir ons 'n woord, deur iemand wat ons van geen kan ken nie, nee, Here is getrou, nee, amen. Daai dag staan 'n meisjie op, ons ken haar glad nie, sy vra toe Stefan sy naam, en sy sê, en sy gee vir hom woord uit die woord. Woord uit die woord. En die Here bevestig met ons, dat ons presies, dat ons weet wat, en ons weet hy kan skuif, en die Here maak met ons vas, ook wat voor lê, nee, 'n klein stukkie, maar God wys ons net in stukkies. Hy wys ons nooit alles, nee. 'n legkaart. Ja, hy wys ons net in stukkies. En vreemd, as die Here vir jou iets sê, dan dink jy, dit gaan so gebeur, of so gebeur. Vergeet van hoe jy dink. Het gebeur nooit soos jy dink. Dit is net, die Here kom altyd van 'n total different angle, as ek het so kan stel. In elk geval, so het Jesus gegaan, en my begin, soos ek vir gesê het, begin leer, en ek die woord leer ken het, en stap vir stap, en in hierdie tyd, het die Here ook mense na my, oor my pad begin bring. So het hy iemand gebring, toe ek kursus, ek het daar so, by die een kerk was daar 'n kursus, leer ken sy stem, so ek het enige so iets gedoen, as ek kon, om net te groei daarin, want ek was honger, ek was seker maar, ek sê altyd, Here, ek het 'n groot verbeelding, hoe weet ek is een, hoe weet ek is ek, weet daar, is heel tyd, en so die Here toe, spesifiek by die kursus, die eerste keer, dit is ook oefeninge wat ons doen, en ons gaan niks by my aan, ek sien niks, en ek sê, Jesus, ek is reg om weg te hardloop, ek is die enigste een wat ek sien nie, ek is reg om weg te hardloop, en het is maklik om in die kar te klim en te ry, nee, maar ek kies om hier te bly, ek sal nie doen wat my vlees wil doen nie, ek sal doen in die gees, wat het om hier te bly, en daai oomblik, sê die Here vir my, 3-4 mense om my te kom bid, en my geestelike oog gaan oop, en die Here begin net goed in my stort, nee, en onder andere by die einde van hierdie kursus, sê die pastoor sê, ons moet vir die Here vra, wat moet ons saai in die gemeente, weet,
Ons moet dit soos 'n IOU wat ons sal skryf dan nou wat die Here as of dit R5 of R10 of miskien is dit iets wat ons moet doen of wat ook al. Enigiets wat ons sal saai. En ek hoor in my gees 'n bedrag. Ek het geld vir petrol geleen om daar te kom. Nee, by my sussie. So ek bedoel, en die bedrag is soos 'n ek gaan nou die bedrag noem, maar dit is altyd vir my amazing hoe sekere met sekere syfers altyd met my werk, maar 12,000. En ek dink, hoe, Jesus, hoe? Nee, ek begin lag. Ek begin regtig lag. En want dit, ek moet net hoekom ek sê, moet net ontwys, dit is so ver, vir daai staan vir my, dit is nie R12 nie, dit is, en ek skryf nie, want dit het regtig Gees sê, dan, wat ek toe sê, Here, as dit is wat jy sê, dan gaan jy dit mos ook gee. Want jy weet presies hoe my situasie is. So as Jesus dit sê, gaan hy het vir my gee. En ek sit dit in die boksie, en kom by die huis, en ek so vir Stefan vertel, ek sê, lief, ek wil vir jou vertel wat die Here en voor ek vir hom kan sê hy vir my, jy moet vir die volgende 12 maande R1,000 'n maand gee. Voordat hy nog weet. Hy weet niks. Soos 'n niks. Ek kry die honevleis van, so bevestig die Here presies my, gee my nog 'n plan ook. Hoe ek het moet doen. Ja. In elk geval, so, ek kan nie verstaan, as ek dink aan, ons weet wat ons regering ook nou onlangs en waar hulle kerke wil beheer en hulle sê maar mense wat sê hulle kan nie God hoor nie, kan nie stem van God hoor nie. God is 'n lewendige God. Ons, ek weet nie, Islamse God verstaan ek, kan hulle nie hoor nie. Maar ons God, die God van die hemel en die aarde, die creator van even, the great I am, die Alpha en die Omega, is 'n lewendige God. Amen. En hy is met ons. Hy is omnipresent en daar's niks wat jy kan doen of hide van hom of wegsteek vir hom of wat hom sal skok van jou nie. Niks. Hy weet alles van jou. En hy ken jou begin van jou einde. En iets wat Jesus my geleer het is, wat hy begin in ons, sal hy klaarmaak. Hy is nie die God wat jou sal verlaat, al neek jy op goed op in die middel van jou storie, jy wil ek amper sê jou lewensverhaal, of wat ook al gaan jy verkeerd, al gaan jy heeltemal van die pad af, hy sal jou nooit terugdwing nie, maar dis is my so mooi van Jesus, hy is so stadig bring hy ons, nee, so stadig en op die regte tyd, maar selfs daai weg wat jy gegaan het hy toegelaat, want elke keer die Here Jesus sê dat wat die vyand bedoel het vir ons destruction, wat Afrikaans vir ons vernietiging, sal hy omdraai vir sy glorie en ons goedheid, wat het sal tot ons benefit, ons goed, hy sal dit omdraai dat dit goed vir ons is, en ook goed vir ander rondom ons. So het Jesus my gepad en my begin wys dat hy ons heel maak en bedien, hy bedien ons, ja, hy maak ons heel, hy restoreer ons, herbou ons, soos in Nehemia gaan dit om Jerusalem, die stad, die mure, om die Jerusalem weer te herbou. Ek bedoel, wanneer Jesus het doen, wanneer ons bou, hulle moes nie die rommel verwyder het, hy het ons maar oor die rommel gebou. Jesus doen dieselfde, hy die manier om oor rommel te kan bou, en terselfde tyd is die rommel, raak jou mes raak jou mes raak jou testimony, as ek het so kan stel, nee. So het Jesus my begin leer dat dit gaan nie net oor my redding of my hart en wat hy met my hou doen nie, maar vanaf hy herstel elkeen van ons sodat ons die volgende persoon wat aanraak, dat dit deur ons kan vloei na die volgende, en hy begin mense oor my pad bring wat ek en die mense wat hy bring is, ek bedoel, die een vrouwtjie was ons was gedurende ook COVID, dink ek in daai tyd, of daar in daai area rond, tussen die klomp COVID, sal ek amper sê, hulle het die dromme goed uitgehaal, en die Heilige Gees sê vir my, ek voel net ek moet met haar praat. Selfde tyd het hy ook my buurvrou, wat daai tyd oor kan die pad, het hy my op my hart gesit, ek moet sy is 'n baie vreemde karakter gewees, en ek moes net met haar begin praat, en
so begin Jesus my, ek wil nou terug na hierdie vrouwtjie met die trom, en die Here gee my 'n hart vir haar, om haar te kan lief hê soos ek ervaar sy liefde vir haar. En sy het matriek gemaak, maar op Stellenbosch, maar sy het op die straat groot geraak. En sy was getrouwd met 'n man sit in die tronk, en hy het hulle dogter gemolesteer. En op daai stadium het sy probeer om haar lewe te herbou en haar kinders weer terug te kan kry, want dis by haar man se male. En hulle is almal as alkoholisme verval. En sy het letterlik geswerf. Sy het nie 'n blyplek gehad hè. En hoe die Here my help, het is vir haar blyplek, het ek kon gaan reël, en ek het ook nie fondse gehad daai stadium nie, maar ek het 'n kredietkaart gehad, ek weet. En ek het dit weet, en die Here het my kom help met die kredietkaart. Ek het nie belaglik geraak nie, maar ek kon haar help om vir haar huis, ons kon vir goed kry om in haar huis te sit, en haar kinders kon wel kom bly, en ek bedoel, en die Here kon haar lewe begin herstel, nee, en met haar begin werk, en sy het vir 'n tyd lank, sy by my, 1 keer 'n week was sy by my, of meer as 1 keer 'n week op 'n stadium, dan was meer, in die proses, kon ek met haar die woord deel, en ek kon haar rustig met die woord, en tot by 'n punt waar sy kon release, waar sy toe nou, en so met my buurvrou, het die Here my 'n droom een aand gegee, en gewys, dat daar, ek die vand wat sy het gelê, en wat daar langs haar kop staan, Sure. nee, en ek was, die Here wys toe vir my, gewoonlik as die Here jou so iets wys, dat beteken dat jy het authority oor dit, jy kan daarmee deel, maar die Here my begin leer, en daar is 'n tyd wat ons raak, soos ek sê, ons mens, ek was bang, die geestelike is my bietjie, ek was bang vir dit gewees, in 'n opsig, sonder dat ek bewus was, en so het Jesus my begin leer in drome, ek hoef nie vir dit bang te wees nie, ek het 'n paar attacks gebeur in my slaap, en dan in die naam van Jesus, die spesifieke een aan, en ek kon nooit verstaan, hierdie swart ding het die mooiste blou hemp aangehad, nee. En ek het lank daarna te leer, blou is revelation. Maar die ding het my in die nag aangeval, en ek onthou, ek het probeer Jesus se naam uitkry, en die volgende oomblik, toe ek Jesus se naam uitkry, toe is soos in 'n vacuum, daai ding weggesuig het. So, ek het begin leer in die naam van Jesus, die naam Jesus, het soveel authority, het soveel krag, en net sy naam is my beskerming. So Jesus my geleer, in 'n ander geval, so dat ek nie hoef bang te wees vir die geestelike nie, want hy wat God is almagtig, en hy is met my, nee. So het ek, een aand, ook in my droom, en ek was in 'n badkamer, en die ding het my in die keel beet, en ek probeer Jesus se naam, en toe ek Jesus se naam uitkry, val ek reg uit van daai vertrek in 'n klaskamer in. En ek weet onmiddellik, Jesus het my nou gewys, weer eens, dat sy naam is bo alles, dat ek hoef niks te vrees nie. So, in die woord, en in die naam van Jesus, het ek alle authority en die vand onder my voet. Amen, amen. Annelie, baie dankie. Weet jy, dit was my werklik vandag, het ek het so geniet, om net na jou te luister, en moenie stil raak nie, moenie dat enige iemand vir jou sê, jy moenie praat nie. Vertel die mens daar buite wat Jesus doen, en bly doen wat jy doen. Dit is so belangrik, wat is ons doel op hierdie aarde? Siele. Dit is wat ons moet doen. En jy het dit so vinnig aangeraak, en dit is die finansies. Jy weet, dit is 'n sensitiewe saak vir die meeste mense. Nou ek is nie, Yvonne is, my vrou is liewer daaroor om daaroor te praat as ek, dit is baie sensitief. Maar as jy werklik, presies wat jy nou gesê het, wat is die grootste offer? Gehoorsaamheid. En dit gaan oor jou finansies, moet jy gehoorsaam wees teenoor die Here. Ja. Maar ek wil vir jou vra, gaan jy vir ons afsluit met 'n gebed vandag? Yes. Ek gaan vir jou nou groet tot 'n volgende keer. Ek sê vir die baie dankie vir die saamkuier, seëninge van die Here.
Tot volgende keer, tot ziens, asseblief Hanlie. Okay. Aba Vader, ek kom net in die naam van Jesus net sê dankie Here. Dankie dat U goed is Here. Dankie dat U met ons is Here. Dankie dat U ons leer Here. Here, dankie dat U waarheid, U woord elke ketting breek van ons harte af Here. Here, dankie dat U die grondgebied van ons hart wil verower Here. Here, help ons dat ons sal oorgee Here, dat ons sal oorgee aan U en gehoorsaam sal wees, sodat elke stukkie van ons hart aan U later sal behoort Here. Here, ek vra dat elke kyker wat hierna sal luister, Here, dat U hulle sal vooruitgaan, dat U hulle harte sal aanraak, Heilige Gees. Here, dat U hulle sal wys hoe lief U hulle het, en dat U meer as genoeg is, Here. Dat U is die Alpha en die Omega. U is die begin en die einde, en U is meer as genoeg. Amen. Amen. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat U regeer, seun van God.